Ons kuier nou met 'n baie belangrike gas in my oë en een van my mentors in die hengelwêreld en veral in die administratiewe kant, een van ons uitblinkers in Suid-Afrikaanse hengel met betrekking tot administrasie, die sekretariaat van SAFOF as ook SASAC se president. Andries Maree, baie welkom hier by ons. Dankie Werner, dankie vir die geleentheid. Jy het nou al so lank accolades en jy het nou nog ene bygesit. Ons is nog trots op daai ene. Ja, dankie Werner. Nee, dis nie 'n prestasie wat ek behaal het nie. Dis 'n regtige prestasie wat Suid-Afrika behaal het oor tyd. Jy weet, ek het nou maar daarom die erkenning daarvoor te kan kry. Maar daar's baie mense wat oor jare hard gewerk het om vertroue in die buiteland te kry vir ons hengel, ons administrasie, ons manier van goed wat ons doen. So ek dink nie, jy weet, ons kan dit nie aan my toeskryf nie. Ek is maar net op hierdie stadium daar. Maar jy is die titelhouer en net om vir ons kykers te sê wat is hierdie titel. Andries is aangewys of hy is verkies in die afgelope SIPS-kongres as visiepresident van SIPS. Nou dit is die internasionale konfederasie van hengel. So dit is die hoogste gesag in hengel en al die ander federasies soos varswater en seehengel en alles sorteer dan daaronder. En dis ook nou, sover dit my kennis strek, die eerste keer wat iemand uit varswatergeleedere daardie pos beklee. Om hy nie uit die seekant het al dit in die verlede gedoen namens Suid-Afrika. Ja, dis reg, ja. Andries, daardie werk en ek weet jy's so besige ou, maar jy het nou nog 'n klompie werk by. Wat behels die portefeulje en waarvoor sal jy verantwoordelik wees? Waarvoor sal jy verantwoordelik wees? Werner, kyk, by SIPS is daar 2 visiepresidente, waarvan die een portefeulje is verantwoordelik vir bewaring en die tweede portefeulje is verantwoordelik vir junior ontwikkeling. So die portefeulje waarvoor ek verkies is vir junior ontwikkeling, om internasionaal die deelname van juniors te ontwikkel en belangstelling in die sport van hengel te ontwikkel. So dis nie noodwendig kompeterende hengel nie, maar algeheel die betrokkenheid van kinders tot hengel as 'n breë sport. Wat sluit dit dan nou in? Is dit net juniors of is dit nou byvoorbeeld tot en met die onder 25s en daai tipe kategorieë ook? Kyk, in SIPS is daar 'n verwysing na youth. Ja. So youth is tot op die ouderdom van 25. So dit is van klein deelname op penkoppe soos wat ons dit in Suid-Afrika ken, tot en met die ouderdomsgroep van 25. Wat se tipe inisiatiewe voorsien jy wat in die volgende klompie jare? Dalk net eerstens, hoe lank is die portefeulje verkiesing? Hoe lank is dit? Dis 'n 4-jaar termyn. Okay, so jy het al 4 jaar wat jy nou 'n klompie goed moet gedoen kry. Ja. Wat is in jou kop? Hoe wil jy hierdie storie aanpak? Ek weet dis nou seker 'n bietjie olifant. Ja, dit is 'n moeilike begrip om te verstaan want jy weet daar's so 78 lande wat geaffilieer is by SIPS en van hulle het net senior deelname, van hulle het wel varswater deelname en junior deelname ensovoorts. So in die totale deelname wêreldwyd sal 'n mens nou moet gaan, ek uit die hart van die saak gaan bepaal wat is die deelname in elkeen van die lande in terme van die kinders of die jong mense. En dan 'n strategie rondom dit gaan bepaal. Nou ek het gister 'n telefoniese vergadering gehad met die president van SIPS om by hom te hoor wat is sy visie en wat wil hy graag hê uit die pos uit. En ons sal nou hierna 'n komitee vergadering hou om dan nou die doelwitte vir die termyn te bepaal. So hy is die rigtinggewer van SIPS, professor Matteoli van Italië, en ek sal nou ter ondersteuning van die doelwitte funksioneer wat die komitee dan nou sal saamstel. Is jy opgewonde oor dit wat jy moet doen? Ja, Ontwikkeling is nog altyd naby aan jou hart. Jy werk baie hard in die ontwikkeling van die sport en algeheel. So maak dit jou 'n bietjie opgewonde. Jy weet Werner, die verkiesing het plaasgevind en die komitee van SASAC het besluit om my te nomineer. En tydens die kongres het daar baie van die lande na my toe gekom voor die vergadering en hulle ondersteuning aangebied tot my en ek dink
dit kom weens die erkenning van dit wat ons gedoen het in die land met ons deelnames in ons organisering van toernooie en wêreldkampioenskappe. En dit het veroorsaak dat ek 'n mate van vertroue het deur te weet dat hulle my steun. So as die lande, jy weet, 'n mens steun, dan is dit baie makliker om werksaamheid, jy weet, in samewerking van hulle af te kan kry. En dit maak my opgewonde. Jy weet, as ek nou nie verkeerd is nie, Werner, daar's 72 stemme gewees by die kongres en 66 daar rond het almal vir my gestem. So die restant het nou vir een van die ander persone gestem. Dis 'n redelike groot mate van confidence, is dit? Ja, dis wat my opgewonde maak. Jy weet, ek kan nie regtig sê jy weet goed voel nie, want dis nie 'n prestasie van my nie. Maar dat die vertroue daar is, beteken vir my dat dit makliker gaan wees om samewerking te kry. Want jy kan nou verstaan, 'n mens moet nou kommunikeer met ander lande wat nie eers jou taal praat nie. Jy weet, dit is wyd verspreid oor die hele aardbol, en elkeen het sy eie doelwitte, sy eie funksionering, sy eie manier van goed doen. En dit is waar die dinamika probleem gaan lê en uitdaging gaan lê. En ons sport word deur miljoene mense beoefen. Die SIPS lidmaatskap is baie groot. Jy weet, daar's 'n hele paar miljoen lede in die verskillende lande wat by SIPS aangesluit is. Maar buite daai deelname, Werner, is daar verskriklik baie mense wat deelneem in die sport sosiaal. En dis waar ons fokusarea waarskynlik gaan lê, en dit is wat ek dink ek op gaan infokus om daardie betrokkenheid en belangstelling aan te wakker. Want die kinders, dink ek, jy weet, het nodig om te ontvlug, het nodig om betrokke te wees in 'n sport of 'n deelname wat jou 'n klomp eienskappe van jou karakter leer. Dit leer jou dissipline, dit leer jou om te fokus, dit leer jou baie goed uitdengelikheid. Jy hoef nie kompetisies te doen om dit te doen nie. Maar daai karaktereienskappe gaan gebou word deur middel van sport. En om hulle betrokke te kan kry en die belangstelling aan te wakker. Ek dink dit is wat belangrik gaan wees. En in ons land het ons, jy weet, 'n goeie dryfkrag met die skole se deelname, en dit groei verskriklik baie. En daarvoor is ek baie dankbaar. Jy weet, dat het baie goeie werkers by die skole in die provinsies wat betrokke is om die deelname van die skole se spanne vir ons aan te wakker. En die ouers wat dit steun. En daai momentum het ons lank gevat. Jy weet, ons het begin klein en nou raak dit al groter en groter en groter, en een van die dae gruwelig om te dink, hoe gaan ons hierdie masjien stop? Dis 'n groot sneeubal. Want hy's besig om nou baie momentum op te kry, of op te bou. Is daar ander lande wat soortgelyk aan Suid-Afrika lekker momentum het wat jy kan of al reeds geïdentifiseer het waar daar is wat jy dalk wil gaan kyk wat hulle doen? Is daar lande wat uitstaan waar jy dink daai ouens het 'n goeie program, ek wil graag gaan kyk? In die groter federasies, Werner, is daar hoofsaaklik Italië, Portugal in 'n mate en Frankryk. Is van die wat die goed georganiseerde strukture is. So waarskynlik gaan ek by hulle aanklop. Wat ek nou nog nie aan by uitgekom het en ek weet ek is nou maar nog vars in die stoel. Poland se lidmaatskap is 600,000 lede in hulle hengelorganisasie. Dis massief. Dis baie groot. So daar is brak aarde wat daar lê wat ek nog nie, jy weet, ingetap het om te verstaan hoe hulle funksioneer en wat is hulle deelnames nie. Die deelnames wat ek aan blootstelling het is die wat by wêreldkampioenskappe is wat ek daar sien in inskrywings en uitslae. Maar die grootes is hoofsaaklik Italië, Portugal, Frankryk en Spanje. Amerika het 'n struktuur, maar hulle is nie wyd verspreid in verskillende dissiplines nie. Hulle dissiplines is nog min. Hulle het nog nie begin uitbrei wat ja, hulle is baie gespesialiseerd en groot en seker is en ja, ander het hulle nog glad nie blootstelling. Ja. So by hulle gaan dit beslis nie, jy weet, een van die aantrekkingskragte wees nie. Hulle het 'n goeierige universiteitsdeelname in Swartbaar hengel, maar die res bestaan nie. En dit is een van die areas wat ek dink ons tekortkoming is wêreldwyd. Ons het 'n gaping tussen die 20er-jariges na 7-28 jaar wat deelnames betref. En dit is die studietydperk.
Ja. in my opinie. En ons het daai deelname probleem omdat ons nie 'n deelname platform het vir daai struktuur nie, of daai ouderdomsgroep. Ja. Andries, wat kan ons kykers, ons hengelaars en media in Suid-Afrika doen om jou te ondersteun met hierdie taak van jou? Is daar iets wat ons kan doen om te help? Ek dink Werner, jy weet, eerstens moet ek dankie sê vir jou bereidwilligheid. Jy weet, ek het nou gesê ek het nie gekom omdat ek dit alleen gedoen het nie. En 'n mens kan ook nie verder voortgaan alleen nie, verseker nie. Jy weet, ek kan nie, dis te moeilik om soveel mense te bereik as jy alleen is. Maar as jy hande vat, dan kan 'n mens maklik, jy weet, baie meer mense bereik. So die belangrike boodskap in terme van sport is, laat iemand net blootstelling kry. Jy weet, maak gereeld die verwysing daarna dat 'n persoon moet net een keer vis vang. Hy moet nie net gaan visvang, nie, hy moet 'n vis vang. Want as hy 'n vis vang, gaan hy die lekker ervaring daarvan kry. En wat dit is om met die natuur blootstelling te hê, die vis te bewonder, die vis vry te laat. Daai hele ervaring, jy weet, is amper soos wat jy met jou hond speel. Dit skep 'n gevoel van vergenoegdheid in jou siel. En as ons net meer mense blootstel en kommunikeer van die deelname in die sport, nie noodwendig kompeterend nie. Dis 'n ander deel van ons sport wat ook belangrik is vir my. Maar die sosiale deelname is vir my. Ek noem dit 'n I love fishing moment. Ja. Dis wat die ouens moet hê. Ja. Ons moet hulle kry om te kan sê, yes, I love you. Ja. En dis waar ander mense kan help. Ja. Jy weet, as jy net 'n vriend, 'n pa of 'n oom of 'n tannie net saamvat na die water toe en blootstel van die dag, jy weet, die dag se hengeldag of 'n foto wys of 'n storie vertel. Ek dink dit is wat ons nodig het, is die oordrag van die storie van hengel. Dit sal help. Ja, share fishing. Ja, dis wat ons moet doen. Jy weet, ek was nou bevoorreg gewees om in Slovenië so 'n bietjie te hengel. En die stories wat 'n mens kry deur daar met mense te praat, mense wat teenwoordig is, wat jy langs die water sien, dis vreeslik lekker om die stories van hengel te kan deel met mekaar. Maar dan deel jy dit met 'n hengelaar, maar as dit 'n vreemde persoon is wat nie blootstelling daaraan het nie, is dit soveel meer lekker om te sê, weet jy wat, dis my storie, kom ek gaan wys jou volgende keer, kom saam met my. En so ontwikkel die blootstelling geleentheid. Great. Andries, baie sterkte, weer eens baie geluk van ons in Suid-Afrika se kant af, ook dankie dat jy die organisasie saam met jou vat en dat jy so 'n goeie ambassadeur vir ons sport is en sterkte met jou taak. Baie dankie vir die geleentheid. Wel, daar's die antwoord. Maak seker jy vat iemand om te gaan hengel en then create 'n I love fishing moment. Ons is nou terug.